Daar is hy. Ons groet dan ook almal wat elektronies by ons erediens aansluit vanoggend. Mag ons vandag ook saam God se woord hoor, en mag ons 'n boodskap ontvang, wat ons ook in hierdie tye waarin ons leef, kan dra en kan versterk, en mag ons leef tot sy eer. Ek gee graag vir die geleentheid vir stil gebed dan, en dan sal ons voortgaan met ons erediens. Hemelse Vader, wanneer ons kom stil word, om te luister na wat U in U woord vir ons wil sê, dan besef ons net eers weer wie U is. Dat U die Here, die God, die Almagtige is. Die skepper van die hemel en die aarde. Dat U 'n driemaal heilige God is. Vader, Seun en Heilige Gees. Dat U een goddelike wese is wat U self aan ons bekend maak in 3 persone van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En omdat ons in U naam gedoop is, weet ons dat ons aan U behoort. Dat U die losprys aan die kruis betaal het, sodat ons U kinders kan wees. En daarom, Vader, is ons dankbaar dat ons hier in U teenwoordigheid saam vir U kan kom aanbid. Here, as ons net dink hoe wonderlik U alles gemaak het, hoe wonderlik U ook die mens gemaak het. Hoe wonderlik elke plantjie, elke blommetjie en elke diertjie is. Van die kleinste mikroorganismes tot die allergrootste sterre en planete. En hoe dat U dit alles in U hande hou. Daarvoor sorg en dit bewaar. En hoe ons besef dat U 'n plan en 'n doel met alles het, en ook met die skepping, en dat elke deeltjie van die ander interafhanklik is. Dan kan ons nie anders nie, Here, as om in diepe ontzag voor U te buig, en te erken dat U die Here, die God, die Almagtige is. Is ons gebed, Here, dat U ook vandag deur die woord en gees vir elkeen van ons weer 'n boodskap sal gee, waarvoor ons dankbaar kan wees, maar ook wat ons kan toerus om as gelowige kinders U te dien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies Filies het vanoggend saam met my kerk toe gekom. Hy is mos 'n chimpansee en hy is nog op hoërskool in graad 9. En ja, hoe gaan dit, Filies? Goeiemôre. Hallo julle. Ag nee, dit gaan nie baie goed met my nie, hoor. Dis net benoude woude. Filies, wat? Mens kan nie van sulke liggaamsdele in die kerk praat nie, jong. Okay, nou moet ek dan sê, benoude sitvlakkies. Maar sitvlakkies klink nie so lekker soos benoude woude nie. Dit klink beter. Alhoewel dit beter klink, is dit nie gepas om in die kerk daaroor te praat nie. Dis nie goeie geselskap nie. Mens praat in goeie geselskap nie van sulke dinge nie. Okay. Nou, maar hoekom voel jy so benoud? Ja, nee, ek is heeltemal paniekerig. Ek is nie net benoud nie, hoor. Heeltemal paniekerig. Hoekom? Ek skryf môre wiskunde. So dis eksamenbenoudheid wat jy het. Ja, dis net presies wat dit is. En nou moet ek op my sitvlakkies sit en leer. En dis hoekom hulle benoud is. Okay, nee, ek verstaan nou. Maar wiskunde is mos nou nie so moeilik nie, jong.
Ai, dis verskriklik moeilik vir my. Ja man, dis nie regtig so moeilik nie man. Kom ons sê nou maar jy het 'n tros met 12 piesangs aan. Jy moet mos jou tafels ken. Ja, ek ken tafels. Ek ken houttafels en ek ken ystertafels en ek ken glastafels, vierkantige tafels en ronde tafels. Nee man, wiskunde tafels. Okay, nee, nou verstaan ek, daai 2 maal 2 is 4, daai ene. Ja, daai tafels. Nou kom ons sê, jy het 'n tros van 12 piesangs. Dit klink goed. Ja, en jy eet, sê maar 3 piesangs elke dag. Hoeveel dae gaan dit vat, voordat jy al die piesangs opgeëet het? 1 dag. Nee man, jy verstaan nog nie jou tafels lekker nie. Jy verstaan my ook nie lekker nie. Okay, so goed, jy is so lief op piesangs dat jy alles in 1 dag gaan opeet, is dit wat jy sê? Inderdaad, lyk my jy verstaan my toch so goed. Ja, nee, dalk beter as wat jy dink. Maar goed, ja, geliefdes, ons is partykeer maar in tye van benoudheid, tye van swaar kry, tye wat dit met ons moeilik gaan. En eksamentye is maar sulke tye en dis nou maar sulke tyd. Ek dink die matriek skryf môre wiskunde ook en ons dink aan hulle in hulle tyd van benoudheid. So kom sit hier agter en dan gaan ons 'n bietjie gesels daaroor. Ek dink Psalm 50 is nogal 'n geskikte psalm wat ons by 'n geleentheid soos hierdie vandag kan saam lees wanneer ons nadink oor eksamenbenoudheid. Dit was my altyd interessant geweest as ons eksamen skryf op skool of op universiteit, wanneer die kinders nou in die klas inkom, nou nog voordat die onderwyser ingekom het, voordat die vraestelle uitgedeel word, dan is daar party kinders wat heeltemal uit hulle velle uit is. Hulle spanning verwerking lê daarin dat hulle amper heeltemal ignoreer wat die situasie is waarin hulle self bevind. Hulle gaan te kere soos 'n klomp malletjies, opgewonde en opgecharge en reg vir wat ook al voor lê. En dan sal ander wat weer so een kan stil sit met hulle boek voor hulle en hulle probeer daai laaste bietjie kennis wat hulle kan memoriseer, probeer hulle memoriseer. En so verskil mense mos maar van mekaar. Party het geen probleem om eksamens te skryf nie, hulle is goed daarvoor voorberei. Ander kou weer hulle naels en hulle is hoogs benoud en hulle weet net nie wat gaan gebeur nie, hulle is so bang, hulle strike blank en dis maar moeilike tye van die jaar. En vir ons groot mense wat nou al klaar is met eksamens skryf, ons ervaar ook maar partykeer sulke tye van benoudheid, tye van swaar kry, tye van klippekou, tye wat dit moeilik gaan, tye waarin ons met uitdagings te kampe het wat vir ons voel asof dit bo ons vuurmaakplek is, asof ons nie ander kant gaan uitkom nie. Daar's partykeer uitdagings van verantwoordelikhede wat ons moet nakom in 'n sekere tyd wat ons dit moet nakom en dit voel net asof ons dit nie gaan maak nie. En dan raak ons benoud, dan raak ons beangs, dan raak ons verboureerd en paniekerig selfs. En dis waaroor Psalm 50 ook onder andere gaan. Die opskrif van Psalm 50 is: hy wat reg lewe, vir hom sal ek red. Dis 'n psalm van Asaf. Die Here is God. Hy alleen is God. Hy spreek. Hy roep die hele wêreld op, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan. Uit Sion stad van volmaakte pragt verskyn God in glans. Ons God kom, hy bly nie stil nie. Voor hom uit brand 'n vuur, rondom hom woed 'n storm. Hy roep die hemel en die aarde op vir die saak teen sy volk. Maak by mekaar die wat aan my getrou is en met 'n offer 'n verbond met my gesluit het. Die hemel getuig, God is regverdig en hy is die regter. En dan die woordjie Sela, wat ons nie presies weet wat dit beteken nie, ons vermoed dat dit maar soos 'n musiekteken was vir die koorleiers destyds. Dalk was dit maar 'n ruspause of dalk het dit maar beteken dat een of ander solo sanger iets moes doen, ons weet nie regtig wat Sela beteken nie. Dit kom ook net daar in die psalms voor, ons kry dit nêrens in ander kontekste, sodat ons daaruit kan probeer aflei wat die betekenis is nie.
Vers 7, luister my volk, ek wil my saak stel, ek wil teen jou getuig Israel, ek is God, ek is jou God. Dit is nie omdat jy nie offer dat ek rekenskap van jou eis nie. Jou brandoffers is immers gedurig voor my. Ek wil geen jong bul uit jou stal hê of bokke uit jou krale nie, want al die diere in die bos is myne, die wild op duisende berge. Ek ken al die voëls van die berge, al wat roer op die veld is myne. Ek sou jou nie vra as ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. Eet ek miskien die vleis van die bulle wat julle offer? Of drink ek die bloed van bokke? Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En dan nou vir ons die belangrike vers vandag, waaroor ons tema ook gaan. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, en jy sal my eer. Maar die goddelose sê God, waarom sê jy my voorskrifte een vir een op en beroep jy jou op my verbond? Jy wat 'n afkeer het van wat ek jou leer en jou nie steur aan wat ek sê nie. As jy 'n dief raakloop, breek jy saam met hom in. En as jy die kans kry, pleeg jy egbreek. As jy jou mond oopmaak, praat jy kwaad. Jou tong ryg bedrog aan mekaar. Jy sit en praat teen jou broer, jou eie broer beswadder jy. Moet ek stil bly as jy sulke dinge doen? Dan sal jy dink ek het soos jy geword. Nee, ek eis rekenskap van jou. Ek kla jou aan. Julle moet luister na hierdie waarskuwing. Julle wat nie met God rekening hou nie. Anders verskeur ek julle sonder dat iemand kan red. Die mens wat my eer, is die een wat lof as 'n offer bring. Hy wat reg lewe, vir hom sal ek red. Tot sover van Psalm 50 dan. Psalm 50 sien ons is 'n psalm van Asaf. Nou weet ons, Dawid het baie psalms geskryf, maar wie was Asaf? Waar pas hy in die prentjie? Nou ons lees in 1 Kronieke 6 vers 39 en ook 15 vers 19 dat daar 3 tempelsanggroepe was, onder leiding van 3 koorleiers. En Asaf was een van hierdie koorleiers gewees. En hierdie kore was Koragiete genoem. So partykeer lees jy ook dat jy sien hoe dat daar 'n psalm is wat opgedra word aan die Koragiete. Dis die kore wat tydens die eredienste in daardie tyd gesing het. Asaf was 'n afstammeling van Levi. En as jy afstammeling is van Levi, dan is jy een van die Leviete. En die Leviete was priesters gewees. Uit die Leviete uit is die priesters gekies. Aaron byvoorbeeld, wat die eerste hoëpriester is, ook uit die stam van Levi natuurlik. En dan sien ons in 2 Kronieke 29 vers 30, dat Asaf ook 'n siener genoem word. En daarom sal ons in hierdie psalm ook tekens daarvan kry. Nou wat was 'n siener? 'n Siener was 'n profeet. Dis net 'n ander woord vir 'n profeet. Dis iemand wat, kom ons sê nou maar, heldersiende was, wat in staat was om met insig die omstandighede te kon lees en by God 'n boodskap te kon kry vir daardie omstandighede of selfs omstandighede wat nog op pad is. En om te weet wat in die toekoms dan nou gaan voorlê en wat God van hulle in die toekoms verwag. Asaf het ook saam met Heman en Etan die koper simbale gespeel terwyl hulle sing. Lees ons in 1 Kronieke 15 vers 19. So hy was 'n simbaalspeler gewees. En naas Psalm 50 wat Asaf geskryf het, was hy waarskynlik ook die skrywer van Psalm 48 en 49.
en dan ook van Psalms 73 tot 83. Net so 'n bietjie agtergrond dus oor Asaf. Die eerste deel van hierdie lied, van die Psalms is liedere gewees, gedigte, wat hulle dan getoonset het en wat hulle dan gesing het in die tempel of as hulle op reis is met pelgrimsliedere of wat ook al die geval mag wees. Maar die eerste deel van hierdie lied sien ons is 'n geloofsbelydenis. Nou geloofsbelydenis is 'n baie besondere iets. Volgende Sondag, as alles goed gaan ons ook katkesante hê wat belydenis van hulle geloof gaan aflê. 'n Geloofsbelydenis is iets waarvan jy so seker is van die waarheid daarvan, dat jy bereid is om daarvoor te sterf. En dis presies wat met Stefanus gebeur het, wat ons verlede week oor gelees en gepraat het. Hy het sy geloof in Jesus bely, en hy was so oortuig van die waarheid daarvan, dat hy bereid was om daarvoor gestenig te word, eerder as om nie te erken dat Jesus die Christus is nie. So hierdie eerste deel van die lied, 'n geloofsbelydenis. En hierdie geloofsbelydenis wat Asaf bely is, die Here is God. Hy alleen is God. Wat beteken dit? Dit beteken, God alleen is die enigste ware God. Al die ander afgode wat die mense dien en wat hulle vir hulle self maak en wat hulle self uitgedink het, is nie regtig gode nie. Dis dinge wat mense gemaak het. Dinge wat jou nie kan help nie, wat niks vir jou kan doen nie. Maar die Here, die God van Israel, die God van Abraham, Isak en Jakob, die drie enige God vir ons, nou in die Nuwe Testamentiese en na Nuwe Testamentiese tyd, hy alleen is God. En wat doen God? Hy spreek, hy praat. En wat sê hy? Hy roep die hele wêreld op, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan. Met ander woorde, oral, die hele aarde word opgeroep. Hy roep ook die hemel op. Hy roep hulle op as getuies. God verskyn uit Sion. Sion is dan nou die stad waarin Jerusalem vandag is, die Godstad, soos dit ook genoem word, die stad waar die tempel op die berg is. Uit Sion, die stad van volmaakte pragt, verskyn God. En as hy verskyn, dan verskyn hy in glans. Dit beteken glorieryke mag, majesteit en heerlikheid. Soos iets wat blink soos 'n spieël. Asaf sê ons God kom, maar as hy kom bly hy nie stil nie. Voor God uit brand dit soos 'n vuur. Rondom hom woed 'n storm. So dis asof daar weerligstrale en donderslae is wat gepaard gaan met God se verskyning. Nou dis goed wat ons in die Ou Testament by verskeie kere aantref wanneer God teenwoordig is, wanneer hy optree, wanneer hy begin praat. Ons sien dieselfde ook toe die 10 gebooie gegee is, hoe dit die volk hierdie verskynsel sien van hierdie glans van God, van die weerligstrale, die donderslae, die geweldige rukwinde wat hulle ervaar en beleef, en hulle besef net, God is so groot, so almagtig, so heilig, dat hulle in vrees en bewing en eerbied vir hom op hulle knieë neergaan en vir Moses sê, Moses, praat jy liewer met ons, moenie laat God met ons praat nie, want as hy met ons praat, dan gaan ons dit nie maak nie, ons gaan dit nie oorleef nie. Selfde gedagte kry ons hier. Nou kom ons by die tweede deel van hierdie lied, die deel wat God beskryf as die regter, die regverdige regter. Hy roep die hele hemel en die hele aarde op vir die saak teen sy volk. Die hemel en die aarde moet as getuies optree in sy saak teen die volk. En dan vra hy, maak by mekaar die wat aan my getrou is en met 'n offer 'n verbond met my gesluit het. So hierdie hofsaak wat God het met sy volk is nie net met die goddelose kant van die volk nie. Dis ook met die kant van die volk wat getrou is aan die Here.
Getrou in die sin dat hulle offers bring. Dat hulle 'n verbond met God gesluit het. Dat hulle erken, God is hulle God en hulle is God se volk. Baie keer dink 'n mens, wanneer die oordeel begin, dan begin dit daar ver by die goddelose mense, by die sondaarmense, by die mense buitekant die kerk. Maar die Nuwe Testament sê dit ook, in Petrus. Die oordeel begin by ons. En as ons as gelowiges dit net maak, wat dan van die ongelowiges? Hoe gaan hulle dit dan ooit maak? Hier begin God dan ook, by sy kerk, by sy volk, by sy mense. Die hemel word dan as getuies geroep, en wat getuig die hemel? Die hemel getuig, God is regverdig, en hy is die regter. So beteken dit nou die hemel wat ons sien as ons buitekant toe gaan en ons kyk na die blou lig en die wolke is besig om te praat en hierdie dinge te sien? Nee, ons het met 'n gedig te doen. En as jy met 'n gedig te doen het, dan is daar mos nou stylfigure. En stylfigure kan wees vergelykings, dit kan wees metafore, dit kan wees personifikasie. Personifikasie is wanneer dinge menslike eienskappe kry. Maar dit kan ook beteken in hierdie sin dat die hemelwesens, die engele, dat hulle getuig dat God regverdig is en dat hy die regter is. God sê, luister my volk, ek wil my saak stel, ek wil teen jou getuig, Israel. Ek is God. Ek is jou God. Sien jy hoe dat God persoonlik raak met sy volk? En vir sy volk sê, ek is nie sommer maar net 'n God iewers daar ver nie. Ek is jou God. Jy dien my. Jy's my kind, jy's my volk. En ek is jou God. Dis verbondstaal waarmee God praat. Hy sê, dit is nie omdat jy nie offer dat ek rekenskap van jou eis nie. Jou brandoffers is immers gedurig voor my. Julle is gedurig besig om te offer. Julle is daar in die tempel besig. Julle bring julle offers na die priesters toe. Die priesters plaas dit op die offeraltaar. Julle bid julle gebede daar by die tempel. Julle gaan dus getrou in ons taal vandag gesê kerk toe. Julle is in die kerk. En dis nie omdat julle in die kerk is dat ek van julle rekenskap eis. En dis nie omdat julle offers bring dat ek rekenskap van julle eis nie. En dan gaan God nog verder en hy praat oor hierdie offerpraktyke en wanneer hy daaroor praat en soos wat Asaf daaroor praat, sien ons die siener-eienskappe van Asaf raak, omdat hy as het ware deur God die openbaring ontvang dat offers nie vir altyd gaan wees nie. Die manier waarop hulle God gedien het in die Ou Testament, dit gaan nie vir altyd so wees nie. Hoekom nie? Want God sê, ek wil nie 'n bul uit jou stal uit hê nie. Ek wil ook nie bokke hê uit jou krale uit nie. Want al die diere is in elk geval myne. So of jy dit nou vir my bring as 'n offer of nie, hulle behoort in elk geval aan my. Is nie amper nodig om dit te doen nie. God sê, ek ken al die voëls van die berge, al wat roer op die veld is myne. En vandag vlieg jy nou 'n swaalkie in die kerk rond. Baie gepas. God sê eintlik, ek ken ook hierdie swaalkie. God weet wat sy naam. Ek weet nie wat is sy naam nie. Ek ken hom van geen kant af nie. Maar God ken hom. God weet van die swaalkie wat vandag in die kerk rondvlieg. Alles wat in die veld roer, is God se. Behoort aan hom. God sê vir sy volk, ek sal julle nie vra as ek honger kry nie. Want julle gaan my nie Hungry Jacks toe vat nie, of Burger King, of Steers, of Spur, of Ocean Basket, of Angkor, of wat ander restaurant daar ook al is, as julle vir my wil kos gee nie. Julle gaan my ook nie uitnooi vir ete, dat ek saam met julle aan tafel moet kom sit en eet nie. Van die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. En God het nie nodig om te eet nie. God is nie mens nie. God is mos gees. Hy het nie nodig om te eet nie. Eet ek miskien die vleis van die bulle wat julle offer? Of drink ek die bloed van die bokke? Gebruik ek enige iets van hierdie offers wat julle vir my bring?
Die antwoord daarop is mos nee. As God nie offers wil hê nie, die vraag is, wat wil hy dan hê? En dit bring ons dan by die volgende deel van hierdie Psalm. Wanneer God sê, die offer wat ek wil hê, is lof. Dit beteken, God wil lofprysing en aanbidding van ons hê. Dit gaan dus hier nie oor die offers wat die mense bring nie, of hulle kerk toe gaan of nie kerk toe gaan nie, tempel toe gaan of nie tempel toe gaan nie. Dit gaan oor die gesindheid, die ingesteldheid waarmee hulle dit doen. Dit moet 'n ingesteldheid wees van lofprysing en aanbidding. 'n Gesindheid wees van eer en verheerliking, van eerbied, van respek en ontzag. Dis wat God wil hê. En dis iets wat 'n mens nie kan sien met die eerste oogopslag nie. Dis iets wat hier binne in jou is. Dis wat God raak sien. Dis wat hy wil hê. Dis wat hy wil sien. Die tweede ding wat hy sê is, betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Prediker sê, dis beter om nie te beloof nie, as om te beloof en nie te betaal nie, as hy oor geloftes praat. Mense lê baie geloftes af voor die Here. Ons kan dink aan die gelofte by die dag van Bloedrivier, nê? Wat ons herdenk op 16 Desember. En hierdie jaar gaan ons weer 'n gelofte dag erediens hê. Ons gaan dit weer by die Klipkerk in Vereniging hou, en dit gaan 8:00 die oggend wees. Hulle het my gevra om ook die diens te lei, so ek gaan ook daar wees. Dis 'n manier om jou geloftes te betaal, wat jy nou nie self gemaak het nie, maar wat Sarel Silje en die voortrekkers destyds aan die Here gemaak het. Maar daar's ander geloftes wat ons maak, wanneer ons babietjies doop, wanneer ons belydenis van geloof aflê, wanneer ons bevestig word as kerkraadslede of predikante, geloftes wat ons aflê, wanneer ons in die huwelik tree met mekaar. God sê, betaal daardie geloftes. Want hy is die Allerhoogste. Daar's niemand hoër as hy nie. Daar's niemand wat meer gesag het as God nie. En as jy gelofte aan hom gemaak het, moet jy dit betaal. Nou dis die verskil tussen 'n gelofte en 'n belofte. 'n Belofte maak jy aan mense, en 'n gelofte is iets wat jy aan God maak. En dan die tema vir vandag, roep my aan in die dag van benoudheid. En dan 'n belofte daarmee saam, ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Nou baie mense sê, mens moet nie God vir 'n spaarwiel gebruik nie. Dit beteken, net as jy in die moeilikheid is, dan moet jy nou praat en sê, Here, help my nou asseblief. God moet eintlik altyd deel van jou lewe wees. Nie net wanneer jy nood ervaar en nood beleef. Maar hierdie Psalm wil juist vir ons sê, dis waar, moet my nie net as 'n spaarwiel gebruik as jy in die moeilikheid is nie. En as jy nie gereeld jou spaarwiel pomp, dan nog kwaad wees vir die spaarwiel, omdat hy nie reg is wanneer jy 'n papwiel gekry het nie. Wat God vir jou vra is, dink altyd aan my, maar ek nooi jou uit, ook in die dag as jy swaar kry, in die dag van jou nood, in die dag van jou benoudheid, in die tye wat jy met eksamens skryf, of wat jy moeilike uitdagings by die werk het, of geweldige probleme het wat jy alleen moet hanteer, en as niemand wat jou help nie, roep my aan, praat met my, ek sal jou help, ek sal jou red, en dan sal jy my eer, jy sal my dank, jy sal my verheerlik, omdat jy die redding ervaar en beleef het. En dan gaan ons oor na die volgende deel van die Psalm toe, waar die hofsprake kom teenoor die skuldiges, die goddeloses. So ons sien die getroues aan die een kant met die verkeerde gesindheid wat aangekla word, en dan sien ons ook nou die ontroues wat ook 'n verkeerde gesindheid het. En kom ons kyk wat doen hulle verkeerd.
Vir hulle, vir die goddelose, sê God, waarom sê jy my voorskrifte een vir een op en beroep jy jou op my verbond? Jy wat 'n afkeer het van wat ek jou leer. So 'n vraag wat die Here vir hulle vra, nou moet eintlik 'n vraagteken aan die einde van daai sin wees. Hulle ken God se voorskrifte, hulle ken die 10 gebooie, hulle kan hulle so een vir een opnoem. Hulle sê hulle is 'n verbondsvolk en dat God 'n verbond met hulle het. Maar hulle het 'n afkeer aan dit wat God hulle leer. Dit beteken, hulle hou nie van hierdie gebooie nie. Hulle ken die gebooie, maar hulle hou nie daarvan nie. Hulle weet hulle mag nie moord pleeg nie, hulle mag nie egbreek pleeg nie, hulle mag nie steel nie, mag nie valse getuienis aflê nie en al die ander gebooie. Hulle weet dit, maar hulle hou nie daarvan nie. En hulle steur hulle ook nie aan wat God sê nie. Hulle luister nie wanneer hy met hulle praat nie. Hy praat met hulle deur sy woord en ook deur sy profete, maar hulle luister nie daarna nie. Hulle steur hulle nie aan hom nie. Al weet hulle die gebod sê jy mag nie steel nie. As hy 'n dief langs die pad raakloop, wat doen hy? Hy gaan steel saam met hom. Hy breek saam met hom in. En as hy 'n kans kry, as daar 'n mooi vrou vir hom sê, kom hierso, dan gee hy toe aan die versoeking. Dan pleeg hy egbreek. In plaas daarvan om nee dankie te sê vir die versoeking, gee hy maar net daaraan toe. As jy jou mond oopmaak, praat jy kwaad. Jou tong ryg bedrog aan mekaar, leuns. Jy sit en praat teenoor jou broer, jou eie broer beswadder jy. So selfs mense wat jou eie bloedfamilie is, sê jy sleg en beskinder jy. Wat nog te sê van mense wat verder van jou af is? So al mag jy nie valse getuienis aflê nie, al mag jy nie jou naaste beswadder en benadeel nie, dan doen hulle dit. Al mag jy nie egbreek pleeg nie, al mag jy nie steel nie, hulle doen dit. Hulle luister nie na die gebooie nie. En daarom moet God optree, want hy is regverdig, die hemel het daarvan getuig. God vra vir hulle, moet ek stil bly as julle sulke dinge doen? Hoe kan ek stil bly? As ek stil bly, gaan julle dink, maar ek is net soos julle. Ek doen ook sonde net soos julle. Nee, sê God, ek eis rekenskap van jou, ek kla jou aan oor jou sonde. Julle moet luister na hierdie waarskuwing. En nou weer 'n belangrike sinnetjie, julle wat nie met God rekening hou nie. Mense wat sonde doen, hou nie met God rekening nie. Hulle besef nie, God is 'n regverdige God nie. Hulle besef nie, God tree op teen sonde nie. En daarom sê die Here, as julle nie met my rekening hou nie, gaan ek kom en ek gaan julle verskeur en niemand sal jou kan red nie. Hierdie verskeur is maar net 'n ander woord vir straf. En as God straf, kan niks en niemand jou red nie. Maar God se regverdigheid het twee kante. Aan die een kant straf hy die wat dit verdien, en uit genade, aan die ander kant red hy die wat uit genade uit verlos moet word, omdat hy lief het. Die mens wat my eer is die een wat lof as 'n offer bring. Dis wat die Here van ons vra, eerbied, respek, ontzag, lofprysing en aanbidding. Dis die offers wat vir die Here tel. Dis nie die bulle, die kalwers, die bokke, die voëls, die diere nie. Hy wat reg lewe, vir hom sal ek red. Dit gaan oor gesindheid, dit gaan oor ingesteldheid, dit gaan oor jou houding wat jy teenoor die Here het. Dis wat vir hom tel. Ek kan elke Sondag in die kerk sit. En dis wonderlik. Maar as ek dit met die verkeerde gesindheid doen, dan is dit nutteloos. Beteken ek dit dat ek nou liewer moet wegbly van die kerk af?
Omdat ek nie met die regte gesindheid in die kerk kan sit nie? Nee, natuurlik nie. Dit beteken ek moet juis kerk toe gaan, maar ek moet ook met die regte gesindheid kerk toe gaan. Die gesindheid van lofprysing en aanbidding en eerbied en respek en ontzag vir die Here. Ek moet besef, kerk toe gaan oor God. Dit gaan nie oor 'n predikant nie. Dit gaan nie oor die mense nie. Alhoewel dit belangrike rolle in ons lewens speel, is dit nie eintlik waaroor dit gaan nie. Dit gaan eintlik in die eerste plek oor God. En ons gaan kerk toe omdat ons hom lief het. Omdat hy ons so lief gehad het dat hy sy seun gegee het sodat ons vir altyd kan lewe. Dis met daai gesindheid wat ons met kerk toe gaan. En dis met daai gesindheid waarin ek in die dag van benoudheid die Here se naam kan aanroep en ek die belofte kan ontvang dat hy my sal red. So wat is die boodskap vir ons? Die geloofsbelijdenis dat die Here die enigste God is, dit moet ons beklemtoon. Ons kan nie anders nie. Daar's nie ander gode wat saak maak nie. God is die enigste God. As God op die toneel verskyn vir sy hemelse hofsaak, as hy sy regterstoel betree in die Sionstad met volmaakte pragt, dan gaan dit gepaard met glans, 'n brandende vuur en 'n storm wat woed. Want God is die Here, die Almagtige, die Heilige. Die hemel en die aarde word opgeroep as God se getuies in sy regsaak teen die mens. Geen geheim is vir God verborge nie. Die hele hemel, die hele aarde sien tog alles wat ons doen. En God sien alles wat ons doen. Daar's niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. Al ons sonde is oop en bloot voor hom. Hy weet of ons skuldig is of nie. Hy ken jou gesindheid, jou ingesteldheid, jou hart, jou denke. Hy sien nie net raak wat jy doen nie. Hy weet ook wat jy dink, hoe jy voel. En dis die goed wat vir hom tel, wat vir hom belangrik is. Die volk was getrou godsdienstig, hulle het gereeld offers gebring, maar met heeltemal 'n verkeerde gesindheid. En dit moet ons vermy. Ons sou ook kon sê dat Asaf inderdaad 'n siener was, 'n profeet, 'n ware profeet, want hy hoor by God. En op 'n manier al verstaan hy dit nou nog nie self nie. Is daar 'n tyd wat gaan kom wanneer daar nie meer offers nodig gaan wees nie? Want alles behoort reeds klaar aan die Here. En hy eet ook nie die offers nie. En hoekom is dit so dat daar nie meer offers gaan wees nie? Want God het 'n plan. Sy plan is Jesus. Jesus wat homself aan die kruis gaan offer, sodat hy vir eens en vir altyd kan klaarmaak met al die offers van die Ou Testament. Omdat hy die volmaakte offer bring. En nou offer ons nie meer bulle op altare en bokke uit ons krale nie. Want Jesus is vir ons geoffer. Nou offer ons onsself. Met die regte gesindheid. Met die regte ingesteldheid. Daar is baie mense wat vir God se regterstoel gaan met rekenskap gee, omdat hulle nie met hom rekening gehou het nie. Wat 'n afkeer in sy leringe het, en hulle nie daarin steur nie. Wat die gebooie oortree, wat steel en egbreek en kwaad praat en al die ander gebooie ook. Dis nou maar net voorbeelde wat Asaf genoem het. Maar dit gaan daaroor dat hulle nie met God rekening gehou het nie. En ons leef regtig in 'n tyd vandag, in die post-COVID tyd, die tyd na COVID, waar daar baie mense is wat nie meer met God rekening hou. Wat leef asof hy nie daar is nie. Asof hy nie bestaan nie. Asof hulle hom nie nodig het. Kerke loop leeg. Kerke word verkoop. Kerke word een. Dis al so erg dat ons ringe toemaak. 'n ring bestaan uit 'n klomp gemeentes.
Daar's plekke in ons synodale streek waar daar soveel gemeentes toegemaak het, dat daar een gemeente in 'n ring oorbly en een gemeente alleen kan nie 'n ring vorm nie. En dan moet daardie ring saamspel met 'n ander ring. So erg gaan dit al. Want mense hou nie meer rekenskap met God nie. Ja, ek weet daar's demografiese verskywings en allerlei ander redes ook. Maar die groot rede is, mense se gesindheid is nie wat dit moet wees nie. Hulle hou nie meer rekening met God nie. Hulle het 'n afkeer aan sy voorskrifte en sy leringe. Hulle sê nee dankie, ek wil doen wat ek wil doen, los my uit. En ja, daar's mense wat ook al seer gekry het in die kerk, en om daardie rede sê hulle gaan ek nou nie meer kerk toe nie. Maar as jy al die plekke waar jy al moes seer gekry het, nie meer naartoe gaan nie, wat bly oor? Waartoe sal jy gaan? Dan gaan jy in die huis iewers maar net jouself moet as 'n kluisenaar toesluit. Want jy kry seer by jou werk ook, maar jy gaan nog steeds werk toe. Jy kry seer by die skool, maar jy gaan nog steeds skool toe. So dis ook nie 'n geldige verskoning. Daar is nie regtig 'n geldige verskoning waarom mense nie met die regte gesindheid kerk toe gaan en God dien nie. God nooi ons uit, en dis eintlik 'n uitnodigende opdrag om hom eerder met 'n gesindheid van eerbied en lofprysing gehoorsaam te dien. 'n Opdrag wat ons moet gehoorsaam en 'n uitnodiging waarvan ons gebruik moet maak. Nog 'n uitnodigende opdrag. God nooi ons uit om in die dag van benoudheid om aan te roep, en hy beloof om ons te help en ons te red. En die gevolg daarvan is, ons sal hom eer. Ons sal vir hom dankie sê. Ons bid baie keer voor 'n eksamen, voor 'n moeilike uitdaging, voor dinge wat vir ons voel asof ons dit nie alleen kan hanteer nie. Ons roep God baie keer aan in ons dag van benoudheid. En baie keer ervaar ons dat God ons gered het, en dan gaan dit wonderlik goed met die eksamen. Maar sê ons na die tyd vir hom dankie. Eer ons hom na die tyd. Hoe eer ons hom? Met watter gesindheid eer ons hom? Psalm 50 wil hê, ons moet besef, ons mag maar, ons kan maar, ons moet maar in ons dae van benoudheid die Here aanroep. Hy beloof hy sal ons help, maar ons moet hom ook eer. Met die regte gesindheid moet ons rekenskap hou met hom, gehoorsaam wees aan sy wil vir ons lewe, en hom dien met lofprysing en aanbidding, met eerbied en respek en ontsag, want dit gaan alles net oor hom. En mag dit in ons elkeen se lewe so wees. Amen. Kom ons bid saam. Getroue God en Hemelse Vader, wanneer U regterstoel betree en as regter regverdig die oordeel moet vel, is daar so min van ons wat kan onskuldig pleit. Is daar so min van ons wat deur ons eie doen en late en op grond daarvan onskuldig bevind kan word. Dis alleenlik maar deur U genade en deur die verlossingswerk van Jesus Christus dat ons vrygespreek kan word. En juist daarvoor, Here, is ons opreg dankbaar, en juist daarom vra U van ons om ons dankbaarheid te bewys, deur U te dien, deur met U rekening te hou, deur U te loof en te prys en te eer met eerbied en ontsag en respek. Here, help ons om ontslae te raak van 'n godsdiens uit gewoonte uit, soos wat die volk in Asaf se tyd gehad het en ook beoefen het.
En verander dit, Here, in 'n godsdiens van egtheid en opregtheid en heelhartigheid. 'n godsdiens van lofprysing en aanbidding, van eerbied, respek en ontzag. Ons dank U, Vader, vir die afgelope naweek, vir gister se heerlike kuiergeleentheid en suksesvolle projek met die plaasontbyt. Ons dank U vir die jaggeleentheid, vir die Sanlameer geleenthede wat ons gehad het en vir die donateurs daarvan. Ons dink aan Dion wat die week ook ingaan vir 'n rugoperasie. En ons vra, Here, dat U hom sal vashou en dat U by hom sal wees, dat U ook die dokters en die hospitaalpersoneel, die medikasie en alles sal gebruik om te help dat dit 'n suksesvolle operasie sal wees. Vader, ons bid dan ook vir al die ander mense wat siek is in die hospitale en tuis. Ons dink ook aan Gert, met wie dit op die oomblik nie goed gaan nie. Ons vra dat U ook met hom sal wees en met Sari wat hom versorg. Dat die liefde en genade ook vir hulle genoeg sal wees. Ons dank U ook vir die goeie uitslae wat Ronel se biopsie opgelewer het. En ons sien daarin ook U hand van wonderwerke raak. Ons bid ook vir haar en vir Gerrit en vir al die gesondheidsuitdagings wat hulle het en waarmee hulle worstel. Ons bid vir almal, Here, wat hartseer is oor geliefdes wat hulle aan die dood afgestaan het. Wat nou alleen moet sukkel. Met so baie dinge wat hulle huweliksmaats en lewensmaats vir hulle gedoen het. Hulle ouers vir hulle gedoen het. Ons bid dat U die trane sal afdroog. Ons bid, Vader, ook vir ons gemeente. U weet wat in die toekoms vir ons wag en voorlê. Alhoewel daar nog groot onsekerheid oor baie dinge is, weet ons dat U 'n plan en 'n doel het en dat U met ons saamstap. Dat U elke treukie van die pad by ons is. En daarom kom ons ook in ons dag van benoudheid, ook oor ons gemeente se toekoms na U toe. En kom bid ons, Here, help ons, red ons, en gee dat ons nie sal naalaat om U te eer en te verheerlik en te dank, wanneer ons U redding ervaar het nie. Laastens, Here, bid ons vir al die kinders wat besig is met eksamens, en toetse en take wat moet klaarkom vir die einde van die jaar. Ons vra Julle dat U ook in hulle dae van benoudheid vir hulle sal help en vir hulle sal red. Dankie dat ons dit in Jesus se naam kan bid en dat U ons gebede verhoor. Amen. Ons het vanoggend weer ons sagte dankoffers, en die van U wat elektronies deel van ons eredienste is welkom om dit ook elektronies in te betaal. Groot waardering ook daarvoor. Ons het dit regtig baie nodig en dit word aangewend vir die koninkryk se uitbreiding. Baie, baie dankie daarvoor. Ons slotlied waarmee ons gaan afsluit is 'n oproep. Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood, laat Christus se lig in jou lewe. Hy wek jou en roep jou, o mens, in jou nood. In jou nood. Hy oordeel as regter verhewe. Ontwaak en staan op, die gevaar is so groot. Wie kies o verdwaasde bo lewe die dood? Ons gaan al 3 verse sing.